Asof van die kerke die gewoonte om dit baie keer te doen, maar hy sê mos God is good en dan sê julle all the time. Okay, kom ons try hom gou. God is good all the time. Vergeet dit. Ons vergeet dit. Ons tel definitief te min ons seëninge. En ek het net jou reeds verwelkom vir al die wat dalk vir die eerste keer by ons is. En as dit die eerste keer is, ons is in 'n reeks in 'n onderwerp of 'n titel genoemd My Storie. Want elke lewe vanoggend hier is 'n storie. Storie van op, 'n storie van af, storie van vorentoe, storie van terug. En die vraag wat saam met hierdie tema gaan en die uitdaging vir my en jou is dat ons 'n lewe sal leef wat die moeite werd is om te vertel. Dat ons niemand net reaktief sal aangaan saam met die lewe, maar dat ons heeltyd onsself onder oë sal neem en sê, is my lewe een waarop Jesus trots sal wees? Dit daai vraag, is my lewe die moeite werd om te vertel? En as dit nie vanoggend so voel nie, dan kan jy keuses maak dat dit so begin word. Die pen is in ons hande of die mag is aan ons gegee, die vryheid van keuse. En natuurlik is daar niemand van ons wat vanoggend na ons verlede kyk en niemand het 'n foutlose verlede nie. Almal van ons het goed uit ons verlede uit waaroor ons skaam is, wat ons wens ons nooit gedoen het nie. Dinge wat ons oor spyt is, dinge wat ons wens mense nooit van moet uitvind nie. Maar in dieselfde asem wil ek ook vir jou sê, geen fliek wat ek en jy al ooit gekyk het of ons geraak het, wat mooi was, was op grond van hoe dit begin het nie. Gewoonlik is 'n fliek mos hierdie dip en alles lyk teen die good guy en dan aan die einde van die storie dan kom hy deur en ons daai hierdie oorwinning of die romantiese storie en die twee het by mekaar gekom. En al wat ek daarmee probeer sê is, Jesus daag ons nie uit en die Bybel daag ons nêrens uit om terug te kyk en op grond van ons verlede te leef nie, maar om te sê, kyk vorentoe, verander en skryf die storie anders. Maak keuses wat die Here sal trots maak. Maak keuses wat 'n verskil kan maak. En die een vraag wat ek jou vanoggend wil vra is, tema al vir vandag is, wie is die outeur van jou lewe? Nou die logiese antwoord is dalk om te sê, maar Jesus, hy's die een wat skryf, maar elke woord wat ons skryf, elke hoofstuk wat ons skryf, is keuses wat ons maak. So dis nie net 'n universele vraag nie. Wat ek eintlik wil weet is, in jou lewe, wie sit die meeste met die pen in die hand? Jy of die Here? In die afgelope paar weke is jy uitgedaag om 'n paar keuses al te begin maak. Daar was 'n inspirasie gewees om te sê, kom ons begin jou help dink. Kom ons begin onsself ondersoek en sê, byvoorbeeld week 1 was, wat is een ding wat ek moet begin? 'n goeie gewoonte wat ek dalk begin afskeep het of gelos het of nog nooit begin doen het nie, maar dis tyd dat ek 'n lyn trek en sê van nou af gaan ek. Week 2 was die teenoorgestelde om te sê, daar's goed in ons lewe waarmee ons besig is en waarmee die Here nie tevrede is nie en is tyd dat ons sê genoeg is genoeg. Wat is die een ding waarmee moet ek ophou? Wat moet ek stop in my lewe? Week 3 was die uitdaging om te sê ek byt vas. Want ons omstandighede in my lewe waar dit makliker is om net my rug op dit te draai, skryf hierdie verhouding af, sê totsiens, brand hierdie brug, maar dis nie wat die Bybel ons nou toe uitdaag nie. Wat is die een ding waar ek moet sê, of dit moeilik lyk en is, ek gee nie om nie, ek gaan lewe hieroor spreek, ek maak 'n keuse, ek byt vas. En dan week 4 was gewees, die uitdaging dat dis baie keer makliker om te bly, en in terme van 'n comfort zone, maar dalk moet ek nog steeds kies om te sê ek gaan. Ja, hier is geen druk nie en hier's die lewe gerieflik en hier pas die skoen my perfek, maar dalk wil die Here my uit my gemaksone uittrek en iets in my lewe begin doen, my ergens betrokke kry, my ergens wil kry om my hand op te steek. En hoor my hart, ons het nodig dat meer mense hand opsteek. Ons het nodig dat die gemiddelde volger van Jesus uit sy of haar comfort zone uitkom en meer sê, Here, tot u diens. Here, ek wil 'n verskil maak van u. En baie van julle, ek eer jou vir dit, het in hierdie afgelope 4 weke keuses gemaak. En ek hoop dat jy by jou keuse bly. Maar die vraag wat ek myself moet afvra is presies dit, om te sê, hoeveel keuses het ek in my lewe al gemaak, en 'n week of 2 later, soos 'n New Year's resolution, pragtige inisiatief, en 'n week later dan, sal volgende jaar weer. So hoeveel van die keuses wat jy in die afgelope 4 weke gemaak het gebly, staan jy nog sterk op? Laasweek ek het jou herinner,
dat die hart van die mens meer bedrieglik is as ooit. Die hart van die mens, dit wat ek dalk vandag met 'n goeie intensie doen, kan môre sleg word. Dit wat ek dink goed is nie noodwendig altyd goed nie. En ons verlede bewys dit. Daar's baie kere waar ek al keuses gemaak het in die oomblik, in emosie, in 'n beïnvloede omgewing en na die tyd kyk ek met spyt, skaamte en so die uitdaging by week 5 was om te sê kies jou koning. Want jy gaan onder iemand se gesag staan. Daar's iets of die Here gaan jou beheer. Die Bybel praat van hierdie vlees teenoor gees. Of ek gaan aan God myself onderwerp of ek gaan myself onderwerp aan my natuurlike natuur. Maar min van ons is op ons eie oor alles in ons lewe beheer. Inteendeel, as ek vanoggend die mikrofoon moes omgee en sê vertel gou, dan is dit stories van ek het misluk, ek het kort geskiet. Dit kan nie op my eie nie. Ek het die beeld gebruik van 'n sambreel. En dat ons onder die sambreel van God moet lewe, onder sy gesag. Want onder sy sambreel is ons gedek. Onder sy sambreel is ons droog, is ons veilig. Ek het die konsep van Santam ook gebruik. Onthou julle, versekering, alles waarvoor jy gedek is jy veilig. Beweeg buite dit en daar's 'n risiko en kies jou koning, kies onder wie se dekking jy wil staan. Ons teks vir vanoggend is Romeine 11 vers 36. En die ou vertaling sê dit so kort en reguit. Hy sê, want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nuwe Lewende Vertaling sê, daai uit hom, sê hy is die bron van alles. Met ander woorde, alles begin by hom. Hy is die lewegewer. Uit hom en deur hom, alles bestaan deur sy krag. So hy is die instandhouer. Hy is die een wat onderhou en dan's uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Alles is op hom gerig. Met ander woorde, alles is gemaak om eer aan hom te bring. Hy staan aan die kern van alles. Hy is die een wat die lewe begin, dit onderhou en op grond van dit moet alle eer, alle fokus, alles gerig wees, gefokus wees op hom. So wie's die outeur van jou lewe? Dis Jesus. Dis die Here. My en jou lewe het begin by hy wat ons gemaak het. My en jou lewe word in stand gehou deur sy krag. Ek dink nie aan my longe of my hart of my asem of enige van hierdie goed nie. Ek lewe deur sy genade. Elke dag word ek wakker en is 'n geskenk van vooraf van die Here. En omdat hy die outeur is van my lewe, omdat hy al hierdie dinge doen, verdien hy dat ek vir hom leef. Met ander woorde, as ons die hele tema vandag kan draai om te sê, dis nie my storie nie. Dis sy storie. Ek is nie die outeur van my lewe nie. Ek is nie die hoofkarakter van my lewe nie. Dis sy storie. En dis presies hoekom so baie mense, volgers van Jesus, mense wat Jesus nie ken nie, mense wat Jesus ken, so baie mense sukkel en frustrasie ervaar, want ons wil ons eie storie vertel. En die eie ek kom op die voorgrond by ons almal en ek maak besluite wat ek dink vir my goed is. Maar die ware outeur, die een wie se storie dit eintlik is, word nie gereeld geraadpleeg of gehoorsaam nie. En dit wat die outeur in my lewe wil skryf, sy storie het 'n ander angle en 'n ander eindpunt en 'n ander opbou en sy storie is gewoonlik, gaan kyk maar na die Bybel en luister na ander mense wat jy ken, maar elke keer wat iemand die pen vir Jesus gegee het in totale vertroue, het hy nogal topverkopers begin skryf. Jy sien waar God stories skryf, is daar oorwinning. Is daar deurbrake, is daar bevryding, is daar vryheid en vrede, is daar soveel mooi goed. Waar die Here die pen vat, kry lewensdoel. Die Engelse woordjie purpose. Dit kry betekenis. Ek maak saak en kyk ons na so baie mense se lewens en kyk ek myself, waar ek baie keer al die pen selfe optel en as ek myself afvra, wat maak ek nou regtig saak? En het ek nou regtig impak en dit voel of ou so die hele tyd misslaan. Kan dit vanoggend wees dat ek en jy besig is om my storie te skryf en nie sy storie nie. Dat ek en jy die pen die hele tyd uit die Here se hand wil vat en wil skryf eerder as om te sê hier's die pen, skryf.
Kom ek beeld dit gou vir jou so uit met hierdie prentjie half net kortliks, maar ek kyk na die lewe. Ek is hierdie klein karaktertjie en ek kyk na die lewe vir my. Wat bied die lewe my en hoe kan ek die beste uit hierdie lewe kry en hoe kan dit lekkerder en beter word? Maar God in sy heerlikheid, ek kan aangaan. Dankie. God kyk in sy heerlikheid en sê nee nee, ek het lewe gemaak. Uit my en deur my is alle dinge. En daarom is dit ook vir my. En jy as mens, jy's deel van daai lewe. Ek het jou gemaak en jy bestaan vir my. En dis waar hierdie tension is. Dis waar hierdie kopseere vandaan kom want elke keer wat ek en jy gaan lewe asof die lewe daar's vir ons, elke keer wat ons bes wil eerste stel, dan gaan my storie uitmis. En ek gaan uitmis op betekenis, ek gaan uitmis op tevredenheid, ek gaan uitmis op die vrede wat ek vind wanneer daai pyltjies in lyn is. En weer eens, daar's stories van mense, daar's getuienisse van mense wat dit kan beamoen om te sê, ek bedoel, ek het op so 'n manier geleef, ek het die Here ontdek, ek het my lewe aan hom oorgegee en my lewe het verander. Daar's 'n vreugde in my wat ek nie kan verduidelik nie. Daar's 'n vrede en 'n kalmte in my. As jy my nie glo nie, wil ek sê kyk om jou. En vra jouself binne die kerk, moenie dink hierdie is 'n ding net vir Christene of nie vir Christene of iemand wat Jesus ken of nie ken nie. Daar's baie mense wat Jesus vandag ken, wat glo en hom erken en liedjies sing tot hom, wat steeds voel ek slaan mis en my lewe maak nie saak nie. Daar's baie mense wat in tradisies gevang is of 'n sekere manier van kyk na die lewe, maar daar's moedeloosheid. Daar's 'n gebrek aan hoop. Daar's so baie mense wat jaag na hulle eie geluk en hulle eie ervarings. Maar die stories is nie langtermyn vreugde nie, daar's hierdie ongelukkigheid. Dis hierdie tekortskiet. Miskien sit jy vanoggend ook hier met hierdie interne stryd om te sê, ek voel of ek besig is, redreis, die hele tyd besig en ek is betrokke by kerkgoed of ek lees my Bybel, maar daar's iets mis. Verstaan mooi, die feit dat jy dalk vanoggend hier sit en nie 'n doel het nie, of voel dat jy nie 'n doel het nie, maak jou nie waardeloos nie. Dit koppel niks aan jou waarde nie. Dit beteken net jou storie het nog nie in lyn met God se storie gekom nie. Jy is nie waardeloos nie. Jou storie is. Maak dit sin wat ek probeer sê? En as jy jou pen vir die outeur gaan gee, gaan dieselfde jy wat gefrustreerd voel of voel of jy niks beteken nie, ewe skielik kosbaar word. Soos ek nou gesê het, hy het die vermoë om suksesstories en oorwinningstories in lewens te skryf wat ons as mens nie kan nie. So moenie jouself vandag weggooi nie. Gooi die vorige hoofstukke weg, vat die pen en sit hom neer en kies vandag saam met my en sê Here, ek gaan ophou skryf. En hoor my hart, dis 'n versoeking in ons almal se lewe, maar ons die hele tyd die pen wil teruggryp. Elke dag. Elke dag wil ons al sê, Here, laat my net hanteer hierdie groot goed. Hierdie is okay, iets vir my algemene verstand gegee en ek dink dis hoekom Spreuke vir ons sê, vertrou op die Here en moenie op jou insigte staatmaak nie. Want as ek myself gaan vang, gaan ek self die storie wil skryf. Jy is kosbaar vir die Here. Jou storie dalk nou nie noemenswaardig nie, maar as jy die pen vir die Here gaan gee en as jy 'n verandering in jou kop gaan maak van my storie na sy storie. Ek dink nie ons verstaan hoe die Here ons kan en wil gebruik nie. Efesiërs 2 vers 10, volg saam met my die outeur se storie. Ons gaan eers gou vers 8 en 9 lees. Hy sê: "Dis mos die genade wat julle verlos het." So dit nou gesing van wat Jesus in ons lewe gedoen het. Deurdat jy tot geloof gekom het en jou verlossing, moenie te veel van jouself dink nie, kom nie uit jouself uit nie, dis 'n gawe, dis 'n geskenk, dis iets onverdiens van God af. Vers 9 is nie die gevolg van jou dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie. Aan die ander woorde, die eerste deel wat hierdie teks vir ons gee, die eerste skrywe is, dis 'n storie van verlossing. Dis 'n storie om my en jou te kom herinner, ek kon iets nie aan my storie doen nie. My storie was al 'n mislukking, my storie was 'n riller, my storie het soos 'n doodloopstraat gelyk. Dis die storie. God kom en maak die skepping perfek. Die vyand kom en deur versoeking kry dit reg
om die hele menslike natuur te besoedel, sodat elke mens, dit gaan tot in ons DNA, ons het die neiging om verkeerd te doen. En is dan almal so, dink mooi, het een van julle al ooit nodig gehad om jou kind te leer om stout te wees? Kom natuurlik. Jy gaan nie sê, hoorie, as jy tantrum wil gooi, val so op die grond, slaan so, dit kom natuurlik. Dis in ons DNA om verkeerd op te tree. En dan kyk God na die mens wat die slaaf van sonde geword het en hy sê, ek wil dit verander en ek wil dit regstel. Ek gaan vir jou 'n prys kom betaal. Ek gaan my seun vir jou gee. En hy kom skryf sy plan, sy ink met die kosbare bloed van Jesus. Om in my en jou plek te kom sterf. Hy stuur sy onskuldige seun vir 'n skuldige mens, dat hy skuldig word sodat ons onskuldig verklaar word. Dis wat die teks sê. Hy sê, is uit genade. Is uit genade dat jy gered is. Dis nie die gevolg van julle dade nie, dis 'n geskenk van God. En dan lees ons verder, hoor vers 10. Hy sê die tweede deel van die storie. Hy sê, want ons nou, te dank aan wat Jesus gedoen het, is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Jesus so gemaak dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Deel 2 van die storie, dis 'n storie van impak. Stap 1 was verlossing. Kom ek verander jou, Etienne het dit so mooi nou gesê, from sinner to saint, van verlore na kind van God. En nie omdat een van ons goed is nie, ons het dit sopas gelees, dis 'n geskenk van God af, ons het dit aanvaar. Dis al wat my 'n kind van God maak, is ek het gesê, Here, dankie, ek maak dit my eie. Storie van verlossing. Nou is dit 'n storie van impak. Hoor hom saam met my weer, lees hom gou nog 'n keer, want ons is God se handewerk. So hy het ons gemaak, ons is sy skepping, ons is vrygekoop deur hom. Hy het ons in ons eenheidsband met Jesus so gemaak. Nie die rede mis nie. Wat het hy deur Jesus vir ons kom doen? Dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, beplan het, wat hy in ons lewe wil doen, kan uitlewe. So hoe lyk sy storie? Die outeur van die lewe het jou lewe beplan vir goeie werke. Vir 'n lewe van impak. Hy het ons nie gered en hierdie duur prys betaal dat ons maar net kan aangaan met ons lewe of elke aand gerus kan slaap en nie meer skuldig hoef te voel oor ons verlede nie. Hy het ons geroep om te sê, nou gee ek doel aan jou lewe. Ek gee jou betekenis. Ek inteendeel, ek stuur jou op 'n mission. Jy het 'n opdrag nou, jy het 'n fokus. Ek is gemaak vir hom, vir sy storie. So ek dink die relevante vraag vir ons om vandag te vra is, wat is goeie werke waarvoor Jesus ons bestem het? En ek besef ons kan in baie detail ingaan, ons kan al in fynskrif ingaan, maar hier's die opsommende akkurate antwoord. As jy goeie werke wil opsom in een sin, ons is gemaak, dink is op die skerm, ons is gemaak om eer en lof aan die Here te bring. Dis dit. Ek en jy is gemaak uit hom en deur hom en tot hom. Op hom is alle dinge gerig. Die Bybel bevestig dit op verskeie plekke. Lees saam met my Kolossense 1. Ek kan nou klomp spring, maar terwille van tyd, hier's 1. Die Seun, Jesus, is die sigbare uitbeelding van 'n onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. So Jesus is nie eers met sy geboorte begin nie, hy was lank voor die tyd daar. Omdat God alles, hoor mooi, deur hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op die aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers of regerders of maghebbers is, alle dinge, moenie hierdie sinnetjie mis nie. Alle dinge is deur hom, meer belangrik, en vir hom geskep. Hy was daar vir alles en in hom word alles saamgebind. Alles is deur hom gemaak en alles is gemaak vir hom. Vir sy wense, vir sy eer, vir sy heerlikheid, sy storie. Ons rede vir bestaan is om so te lewe, dat Jesus se naam meer erkenning, meer lof kry. Wil dit wees seks, mag jy mis dit. Eenvoudig gestel, ons is gemaak
so te lewe dat Jesus se naam meer lof, meer erkenning, meer eer kry. Kom ek stel dit anders. As mense nie as gevolg van my lewe meer lof of meer erkenning of meer eer aan Jesus gee nie, dan is hy nie tans die outeur van my lewe nie. Hoor my hart mooi, ek sê nie ek is sy kind of ek is nie sy kind nie. Dit beteken ek het die pen uit sy hand uitgehaal en ek is besig om my eie kop te volg en op grond van my beperkte keuses en my emosies en my eie selfsug is ek besig om keuses te maak wat niemand oor kan sê, "Wow, dankie Jesus." Kyk vir Jesus in sy lewe nie. Dis so eenvoudig soos dit. Of my lewe gee meer eer aan hom of my lewe beroof hom van eer. Of sit hom dalk in 'n slegte lig. So miskien net gou die ding uitbeeld want baie mense het hierdie kerk hierdie uitdaging rondom die Bybel om te sê ek moet 'n klomp goeie werke doen om sy kind te word. Goeie werke? Nee. Die Bybel het nou net gesê ons word gered deur geloof. Nie deur werke nie. Ons kan nie dit verdien nie. Maak nie saak of jy 1002 keer tannies met Pick n Pay pakkies oor die straat help nie. Dis 'n goeie daad, maar dit red jou nie. Geloof red jou. En dan sê Jesus, nadat jy in my glo, nou vra ek jou, leef goeie werke uit. Gaan maak 'n verskil. En ons gaan 'n bietjie by dit vinnig stil staan. 3 punte, eintlik 4. Kom ons begin by 3. Wat ek gou vir jou wil uitwys rondom goeie werke. Goeie werke, nommer 1. Die eerste waarheid is, goeie werke begin wanneer ek en jy gehoorsaam is. Die klein groepe sal ek kan assosieer hiermee. Ons is besig met 'n interessante materiaalreeks en ek wil jou regtig uitnooi. Ek weet ons het idees in ons kop van hoe 'n klein groep is en jy dink dis super geestelik of wat ook al dit is of jy het seer gekry in 'n klein groep en dis allerhande goed wat jou weghou van amazing goed wat jy saam met Jesus kan ervaar. Die materiaal wat ons in die laaste 4-5 weke hanteer het, daag regtig ons gedagtes uit en ek wil jou vra, hou op terugstaan, hou op verskonings maak, hou op ander prioriteite hê en raak betrokke in 'n klein groep. Begin 'n klein groep. Bel my en ons kan 'n pad saam met jou stap. Ons kan jou help op enigiets wat jy bekommernis op mee het. Ons is uitgedaag in ons klein groepe, die Here wil ons gebruik. Die Here het konstant missies. Hoekom? Want sonder dat ek dit weet, is daar eers om my, eers in my lewe mense wat elke dag tot God toe uitroep. Elke dag sê, Here, help, Here, hoor my, Here, as U regtig bestaan, sal U dit. Iemand wat in 'n moeilikheid is, iemand wat moedeloos is en uitroep en ek weet nie daarvan nie. En dan het die Here hierdie keuse. Hy kan self ingryp. En ek sal dit nou vir jou wys in 'n prentjie, maar net vir nou, hoor my hart gou. Hy kan self al die gebede beantwoord, maar hy kies om dit nie te doen nie want hy sê ek het 'n liggaam. Ek het mense, ek het miljoene en miljoene en miljoene mense op aarde wat in my glo en wat mos vir my gerig is. So in plaas van dat ek self help, gaan ek my kind vra. My kind stuur en sê, gaan help jy. En die Bybel is vol sulke voorbeelde. Daar's byvoorbeeld 'n ou met die naam Filippus in Handelinge, as ek reg onthou, Handelinge 8. Filippus is besig met sy goed en die volgende oomblik sê die Here vir hom, gaan loop op daai pad. So met ander woorde, jy's besig in Spar om inkopies te doen en iets sê vir jou, hoorie, ry uit op die volksruspad. Net ter wille van konteks. En Filippus gaan en hy gaan loop op daai pad en soos hy op daai pad loop, kom die minister van finansies van Ethiopië op sy wa saam langs hom verbygery en hy hoor hoe hierdie man sit en Bybel lees. Hy lees uit die profeet se boek Jesaja. En die Heilige Gees werk net daarin om te sê, maar hoorie, verstaan jy wat jy lees? En die ou sê, hoe kan ek verstaan as niemand vir my verduidelik nie? En hy sê, klim op. Kom vertel my. En net daar bied Filippus vir hom die evangelie en vertel hom van Jesus en van sy kruis en sy verlossing. En net daar gee daai man sy hart vir Jesus. En net daar ry hulle verby 'n dam waar water is en hy sê maar hier's water. En net daar klim hulle af en hy word gedoop. En niks van dit sou gebeur het as die Here nie vir Filippus gesê het, gaan loop op daai pad nie. Meer belangrik, hier's wat goeie werke is. Daai sou nie gebeur het as Filippus gesê het,
nee nie. Stem jy saam met my? God hoor, God sien 'n behoefte. Hierdie persoon het nie eens gebid nie, maar hy sien hier's iets ontvankliks. Hier's iets wat ek kan doen vir my eer. Hier's hoe ek iemand se aandag kan kry. So kom ek druk hierdie persoon se knoppie. Kom ek praat in hierdie persoon se lewe in. En al wat hulle moet doen is sê, ja Here. Soms lê die Here dinge op ons pad. En ek en jy weet nie hoekom nie, om iemand langs die pad op te laai, of om vir iemand vandag kos te koop, of vir jou dominee biltong te koop, of so iets baie, nee, jy kry die gevoel net van, ek moet vandag hierdie persoon bel, hulle is halfweg in jou gedagtes, of ek moet hoor jy wat ek probeer sê, jy het al hierdie ervaar, wat ek en jy nie weet nie, is daai spesifieke persoon het dalk gebid en gesê, Here, as U ooit nog bestaan, help, voorsien, red my. En al wat ek en jy moes doen is om daai oomblik te sê, kies ek self, kies ek my storie, of gaan ek reageer op hierdie gut feeling. Ek sien prentjie om dit net gou vinnig te illustreer. As iemand wat moedeloos sit, uitroep na die Here toe en God sien die nood en hy het 'n keuse. Hy kan self ingryp. Hy kan self ingryp of hy kan sê, ek wil persoon A of B of C of D gebruik. Ek gaan hulle vra om in te gryp. Dis wat die goeie werke waarvoor ons bestem is, wat daai Efesiërs 2 van praat. En kan ek vir jou sê, miskien vanoggend sukkel jy om te assosieer met daai prentjie om te sê, maar ek het nog nie baie keer ervaar dat die Here regtig vir my vra om iets vir iemand anders te doen nie. En dan wil ek jou uitdaag en sê, vra jouself af, sit ek nie dalk nog die hele tyd met die pen in die hand nie? Want as ek met die pen in die hand sit, gaan ek nie herken as die Here met my praat nie. En is so maklik soos dit. Ek wil jou uitdaag vanaand en môre, dan word stil en sê vir die Here die volgende, Here, ek sit die pen neer, gebruik my asseblief vandag. Here, ek wil vandag iets vir U beteken. Ek wil vandag U storie uitleef en nie myne nie. Kyk wat die Here deur die dag doen. Dis eenvoudig om intentioneel te word en te sê, Here, ek wil, ek is beskikbaar, ek is bruikbaar. Ek wil jou uitdaag om nie uit te mis op dit nie. Ek en jy is gered, het Efesiërs gesê, en bestem deur Jesus vir goeie werke. Goeie werke nommer 2, is miskien skeef vreemd gestel, maar goeie werke kom ook in die vorm van 'n leefstyl. Wat bedoel ek hierby? Ander woorde, goeie werke, kom ek stel dit anders, miskien is die punt onduidelik. Goeie werke kan nie gebeur sonder 'n goeie leefstyl nie. 'n Verkeerde leefstyl diskwalifiseer goeie werke. Maak dit sin wat ek probeer sê? Die teks sal dit mooi verduidelik. Filippense 2. Ek sê my geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by julle was. Nou dat ek weg is, moet julle asseblief nog meer gehoorsaam wees. Vol ontzag en eerbied vir die Here. So daar's die fokus op hom. Moet julle voortgaan om aan julle verlossing gestalte te gee. So geloof, nou goeie werke. Dis wat hy bedoel met julle verlossing, gee nou voete daaraan. Dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê, sy storie. Doen asseblief alles sonder kla of preepraat. Hoekom? Wie is die uitdaging? Dan sal julle as onberispelike kinders van God bo verdenking staan. Julle sal skoon lewe in 'n wêreld vol oneerlike en perverse mense. Skyn in hierdie donker wêreld soos helder sterre. Deur noukeurig te leef volgens die boodskap wat tot die lewe lei. Kry jy die prentjie? Ons word uitgedaag om anders te wees. Ons word uitgedaag om nie soos die wêreld op te tree nie, om 'n skoon lewe te leef. Die teks daag ons op 'n klomp goed uit, ek noem dit sommer net so vinnig. Hy sê wees meer gehoorsaam. Wees vol ontzag vir God. Sien sy rol en sy grootheid raak. Lewe 'n skoon lewe sodat jy skyn in 'n donker wêreld.
Dit laat my nogal dink aan Matteus 5 vers 16 waar Jesus mos sê julle is sout en julle is lig. En dan maak vers 16 die volgende stelling. Hy sê julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal uitstraal dat dan sal die mense dit sien en hoor die effek en julle hemelse Vader daarvoor prys. Uit hom en deur hom en tot hom. Goeie werke gebeur wanneer ek en jy gehoorsaam is en ons lewe leef volgens sy gesag en wat hy van ons vra. En is dit nie presies die gevaar van vandag nie? Miskien is 'n rede hoekom ons sukkel om met hierdie goeie werke ding te assosieer is omdat ons val met ons leefstyl. Sit dit die probleem wat die wêreld, dis 'n algemene klag en is 'n baie veralgemenende klag, maar is dit nie die klagte wat die wêreld het met mense wat hulle self kinders van Jesus noem nie? Want eerder as wat ons anders lewe en hy gebruik die woordjie onberispelik, maar onberispelik beteken net niemand kan 'n vinger na jou wys nie. Berisp is om te raas en sê niemand kan 'n vinger na jou wys nie, maar eerder as wat ons so leef, leef ons net soos die wêreld, tree net soos die wêreld op, praat net soos die wêreld en dan wil ons die wêreld al veroordeel en vinger wys na hulle sonde. En hoor my mooi, nêrens in die Bybel gee Jesus of enige ander skrywer een keer vir ons die opdrag om die wêreld te veroordeel, vinger te wys nie. Nêrens. Ons word inteendeel uitgedaag om die wêreld lief te hê. Die wêreld te aanvaar, om opreg om te gee, om ontvanklik en liefdevol te wees, juis om vir ander mense te wys, ek is nie anders as jy nie, ek het net Jesus se liefde ervaar en ek wil dit met jou deel want ek wil hê jy moet dit ook ervaar. En as hierdie beeld baie keer van ons lewe, dis nie waar die woordjie skynheilig vandaan kom. Met ander woorde waar ons goeie werke vir hom bestem was om eer te bring, tot hom gerig moet wees. Nou doen dit afbreek daaraan. Kan jy onthou wat Mahatma Gandhi gesê het? Gandhi gesê, dis makliker. Gandhi het gesê, I like your Christ. I don't like your Christians. You are so unlike your Christ. Verstaan jy die punt wat ek probeer oordra hierso? Die vraag wat ek jou wil vra is, wat is daar vanoggend in my lewe? Wat is daar vanoggend in jou lewe wat nie eer aan Jesus gee nie? Wat is daar wat juis daai vraagteken plaas om te sê, maar ons skyn nie. Watter gewoontes en prioriteite is daar in my lewe wat ek dalk nie soos Jesus maak nie. Die Bybel daag my uit. Lewe sonder fout, lewe onberispelik, lewe sodat niemand 'n vinger na jou kan wys nie. Hoekom nie? Want dis nie jou storie nie. Dis sy storie. My keuses en my eie ek maak daai storie en sy naam seer. Goeie werke is juis waar ons onsself tweede stel en 'n verskil gaan maak. Sy storie. Waarheid nommer 3. Goeie werke kan nie uit myself gebeur nie. Wat ek daardeur probeer sê is, sal as die voorbeeld van nou met kinders, ons hoef hulle nie leer om te stout te wees nie, maar ons moet hulle die hele tyd leer om goeie en gesonde gewoontes en maniere te hê. Hoor my hart, as die Here ons konstant alleen los, is dit in ons natuur. Niemand hoef ons te leer om te sondig nie. Maar ons moet onsself elke dag herinner en sê, tyd saam met Jesus, ek het die Here nodig, ek moenie hierdie op my eie probeer nie, want as ek nie tyd saam met hom spandeer nie, gaan ek kere neiging ingaan. Ek het elke dag nodig dat die Here vir my sê hoe om reg te leef. Die wêreld vandag bewys dit. Binne en buite kerke. Want die wêreld is meer seer en ons meer selfsug en ons meer fake as ooit voorheen. Omdat mense hulle eie stories wil skryf ten koste van ander se stories. En die Bybel sê vir ons gaan nie dit reg kry nie. Ek het nou vir julle gesê hierdie stryd in my van vlees en gees. Hoor wat sê Galasiërs 5. En ek wil hê jy moet oplet, hierdie is nie jy nie. Dis nie iets wat jy kan doen nie. Hy sê, maar die vrug wat die gees voortbring. En hoor die mooi goed wat ons in ons lewe graag wil hê. Dis liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. En ons kan so vinnig die fout maak om hierdie teks te vat, om sommer al klaar weer te evalueer en sê maar daai en die Gees kyk, hulle doen nie dit. En hoor jy klaar hoe verkeerd is ons ingestel? Die uitdaging vanoggend om te sê, Here, is dit my storie? Is daar in my lewe liefde? Is daar in my lewe vreugde? Is daar in my lewe vrede, my geduld, my en Here, ek kan nie hierdie doen nie. Heilige Gees, help. En dis u storie, dis u naam, dis u reputasie, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Die pakslaanvraag is hierdie woorde vanoggend in ons lewe teenwoordig? Dit laat my dink wat Jesus gesê het oor vrug, oor goeie werke. Hy sê in Johannes 15, hy sê julle moet aan my verbonde bly, met ander woorde hou aan vashou, soos ek aan julle. Is dit nie mooi nie? Jesus hou vas aan jou. Jesus hou nie op met jou nie. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as dit nie in die druiwestok verbind bly nie, en so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok. Julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte. As die belofte. Sonder my kan julle niks doen nie. Natuurlik as jy in Galasiërs op ander versies lees, net 2 of 3 versies vorentoe, dan lees ons wanneer ons eie kop volg, al die slegte goed wat saam met dit kom. Dan lees ons van haat en ons lees van afguns en verdeeldheid en jaloesie, gierigheid en al die goed wat ons eintlik die smaak van daai vrug goed ken. Maar dan sê daai selfde Galasiërs 5 vers 16, hy sê: "Laat jou leefstyl eerder deur die Gees bepaal word." Vir hierdie keuse, pen in my hand, Heilige Gees, is die pen. Skryf asseblief in my. Skryf 'n storie van oorwinning, skryf 'n storie met 'n mooi einde, skryf 'n storie van uithou, skryf 'n storie van vergifnis, skryf 'n storie van selfloosheid, skryf 'n storie van impak en betekenis in ander mense se lewens. My Heilige Gees, hier's die pen, want ek kan nie uit my eie 'n storie skryf nie. Seker nie 'n mooi storie in elk geval. So ek wil jou vra, ons is amper klaar, maar wie is die outeur van jou lewe? In die sin van wie sit met die pen in die hand? Is dit jou storie, my storie, of is dit sy storie? Ek gaan laastens spring so 'n paar slides julle na die laaste waarheid wat ek vanoggend met jou wil deel. Nommer 4. Goeie werke. Goeie werke is die verkeerde punt. Dis die ou ene, moenie worry nie, luister vir my en ignore die skerm. Goeie werke is hoe Jesus die wêreld gaan verander. Ek wil dit vir jou prontuit sê, Jesus het nie hemel toe gegaan omdat hy moeg is en 'n vakansie nodig gehad nie. Hy het hemel toe gegaan om te sê, nou stel ek my liggaam om my werk voor te sit. Ons is sy hande en sy voete en hy sê, ek wil deur julle, ek kan self, maar ek wil aan jou lewe betekenis gee en ek wil deur jou gehoorsaamheid 'n impak maak. Dis hoekom Jesus sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. As jy aanmeld en sê, dit gaan nie oor my nie, ek sterf vir myself. Ek lewe vir hom. Hoekom? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. My storie is hierdie storie van verlossing, as ek die Here genoeg sal vertrou, 'n storie van impak. Daar's 'n fotootjie wat ek gou op die skerm wil sit van 'n wat 'n lewe verteenwoordig. En ek dink dit sê so mooi. Ja, daar's in ons almal se lewe ergens regret en as ons terugkyk dan wil ons baie keer sê I wish I started earlier. Maar weet jy wat? Daar's in ons lewe so baie geleentheid om nog 'n verskil te maak. Ek onthou Etienne 2 of 3 weke terug, ek kan nie onthou presies in watter preek nie, het hy nog vertel hoe hy in Amerika by 'n kerk was waar die
80 plus ouderdom groep mense trots was op te sê ons is sommer beter as almal want ons het al 'n kerk gestig van 300 mense, mense wat bo 80 is. Ons raamwerk is gaan sit in die hoek en jy's nou te oud of hoor jy wat ek dit ekskuus as dit nou kras klink, maar hoor jy wat ek probeer sê? Hulle het gesê nee, ek het nog 'n geleentheid en ek kan of op 80 fokus op myself of ek kan fokus op sy storie. En ek wil vanoggend vir jou sê, hou op fokus op die rooi in jou lewe en fokus op die God wat kan. Fokus op die God wat vanoggend, die Vader wat vanoggend hy brand dat jy die pen vir hom moet gee. Hy brand om vanoggend ongelooflike stories in jou lewe te skryf. Maar jy moet vandag besef wie die koning is. Jy moet vandag besef wie gemaak het en wie in stand hou en wie die eer verdien. Jy moet vandag verstaan wie die hoofkarakter is. Dat ek waarborg jou as jy die pen in jou hand gaan hou, gaan die rooi lyntjie net al hoe meer word. Die regret. Maar as jy die pen vir Jesus gee, gaan hy 'n storie skryf wat jy self nooit sou kon nie. Ek wil jou uitdaag. Ek wil jou vra om stil te word. Ek wil jou vra om regtig dit in te neem om te sê ek wil anders wees. En ek wil deur goeie werke en deur gehoorsaamheid en deur my lewe vir mense sê kyk wat Jesus doen. Ek wil 'n verskil maak vir Jesus. Ek wil dit weer beklemtoon. Ons lewe nie anders om 'n lat te hê om ander mense te slaan nie. Ons lewe anders om te getuig. Kyk wat Jesus in my kom doen het. En hy wil dit vir jou ook doen. Dis sy storie. Romeine 11, lees dit saam met my. Hy is die bron van alles. Alles bestaan deur sy krag. En alles is op hom gerig. Aan hom behoort die heerlikheid. Vir altyd en altyd. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die storie van verlossing. Vir 'n genadeverhaal waarin U gekom het en ons verlede kom wegneem het. Die woord sê die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. In Christus is ons 'n nuwe skepping. Ek loof en ek aanbid U daarvoor. Ek loof U dat U nie net iets kom doen het in ons verlede en ons identiteit kom verander het nie, maar dat U ons uitnooi en sê ek wil betekenis en sin en doel aan jou lewe gee. Vertrou my en gee my die pen. En ek wil U vra om ons te help in Heilige Gees dat elke dag ons 'n keuse sal maak en sê kom neem beheer van ons lewe, kom neem die pen want dis nie ons storie nie. U is besig om groot goed te doen in ons lewe. En mag ons besef, miskien is die keuses wat ons maak iets wat generasies vorentoe gaan verander. Maar U nooi ons uit om te sê kies. Is dit my storie of is dit Jesus se storie? Ek wil vra Heilige Gees, nie net hier in die oomblik nie, maar in die volgende dag en week herinner ons elke dag. Life is not about us. Mag ons lewe vir U eer, vir U heerlikheid, deur ons goeie werke, deur ons gehoorsaamheid, om wees U belangriker as ons elke dag. Ek bid en ek pleit dit in Jesus se naam.